Dankie vir die worship span. Dit is vanoggend Palm Sondag en soos wat Bjorn gesê het, hier is 'n klomp dinge wat by jou kerk gebeur hierdie week waaroor ons baie opgewonde is. Die fees, die Kruisigingsvrydag, Goeie Vrydag en dan Opstandingssondag wat vir ons ook 'n doopsondag gaan wees. Maar vanoggend is Palm Sondag, die begin van Lydingsweek. Holy Week praat die Engelse van, die begin van Jesus se grootste lyding. En vanoggend mag die preektitel dalk vir jou so 'n bietjie vreemd klink, maar ons praat vanoggend oor as donkies kon praat. As donkies kon praat. Nou 'n donkie is maar eintlik 'n vaaldier. Vreemde gesig, lang ore, lang gesig. Ek dink as hulle jou in 'n werksonderhoud vra met watter dier sal jy jouself vereenselwig, is donkie nou nie hoog op die lys nie, nê? Ek weet nie of is daar iemand wat graag 'n donkie sou wou wees nie, maar donkies is maar vaal amper so of nederig, insignificant diere. Maar ek wil graag saam met jou journey vanoggend in die lewe van twee donkies en ek glo daar's iets wat die Here ons vanoggend wil leer uit hierdie twee donkies. En die eerste donkie is Biljam se donkie. Nou Biljam was 'n profeet gewees in 'n tyd waar dit baie goed gegaan het met die Israeliete en hulle het verskillende nasies uitgewis en verslaan en op daardie stadium het hulle net oor die Amoriete victory gehad, hulle uitgewis en hier sit koning Balak, hy is die koning van die Moabiete en hy raak bang. Dit sê, die skrif sê, dit lyk vir hom of die Israeliete daar soos beeste ingetrek het en hulle is besig om alles uit te wis en hy raak bang. En hy vind uit van hierdie profeet Biljam wat nogals 'n baie goeie reputasie gehad het op daai stadium en hy vra vir sy leiers en sy amptenare om Biljam te laat kom sodat hy met hom kan gesprek hê en hoor of hy nie die Israeliete sal vervloek namens hom nie. En hy stuur sy mense na Biljam toe en ons lees hierdie storie in Numeri 22 vanaf vers 5. Balak het hom laat weet, 'n volk wat uit Egipte kom het hier by my kom intrek. Die aarde is toe onder hulle. Kom asseblief en vervloek hierdie volk vir my, want hulle is te sterk vir my. Miskien sal ek hulle dan kan verslaan en uit die land verdryf. Ek weet wie jy seën is geseën en wie jy vervloek is vervloek. Balak het iets in Biljam raak gesien, hy het gehoor van wat hy kan doen, maar hy het gehoop dat hy dit tot sy voordeel kan gebruik, eintlik kan misbruik. So hy stuur sy mense, dit sê met die beloning wat vir waarsêers goed was, stuur hy sy amptenare na Biljam toe en hy sê, asseblief kom, ons koning het jou nodig. En Biljam sê vir hulle, bly hier by my vanaand, en dan gaan ek met die Here gesels en hoor of ek saam met julle kan gaan. En die Here vra vir hom, Biljam, wie is hierdie mense? En hy verduidelik wat aangaan en die Here antwoord hom in vers 12, maar God het vir Biljam gesê, moenie met hulle saamgaan nie, jy mag die volk nie vervloek nie, want hulle is geseën. En Biljam sê, sorry ouens, ek mag nie saam met julle gaan nie, julle moet maar teruggaan, sê vir Balak, ek kan hom nie help nie. En Balak is benoud en hy raak kwaad en hy stuur beter leiers en hoër amptenare en hy meer geld en hy sê, gaan terug na hierdie man toe, ons het hom nodig. Kom asseblief dat jy ons kan kom help. En 'n tweede keer kom hulle by Biljam en hy sê, die Here het gesê ek mag nie gaan nie. Al gee julle my Balak se paleis vol silwer en goud, sal ek nie doen wat die Here nie sê ek mag doen nie. Maar, vers 19, maar bly julle ook 'n nag oor, dat ek kan uitvind of die Here weer met my wil praat. Klink dit nie bekend nie? Here, u het nee gesê, maar kan ek dit gou kom seker maak? Ek het nee gesê, want u het nee gesê. En ek sal nie die geld aanvaar nie, want ek sal dit nie doen vir geld nie. Maar kan ek dit gou seker maak? En so begin ons met die Here negotiate. Here, is jy seker? Dis baie geld. Kan ons nie maar iewers 'n middeweg vind nie? En die Here sê vir hom, gaan, maar maak soos ek sê. En ek lees dit en ek wonder, Here, het u dan nou van plan verander?
Maar dis opvallend dat net 'n hoofstuk na dit in Numeri 23 skryf Biljam self, die Here is nie 'n mens dat hy sal lieg nie. Die Here is nie 'n mens dat hy van plan sou verander het nie. So die Here het nie van plan verander om vir Biljam te sê hy kan maar gaan nie. Hy het hom gestuur met 'n nuwe roeping. Gaan maar maak soos ek vir jou sê. Moenie na Balak luister nie, gaan en maak soos ek vir jou sê. En Biljam pak sy donkie en daar gaan hy en die amptenare. Maar net die volgende vers, God het kwaad geword toe Biljam gaan. Here, hoe dan nou? Eers sê hy nee, toe sê hy ja, nou gaan hy, nou is hy kwaad. Nee, die Here is nie 'n mens dat hy van plan sal verander nie. Hy het hom gestuur met 'n nuwe roeping en ek glo die Here het hier besef, Biljam gaan met die verkeerde intensies. Biljam gaan om iets te gaan doen wat nie volgens die wil van die Here is nie. En die Here raak kwaad en die engel van die Here het vir Biljam in die pad voorgestaan om hom te keer. Biljam het op sy donkie gery en 2 van sy amptenare was by hom. En die donkie sien 'n engel in die pad staan en hy stop dadelik. En hy draai na 'n ander kant toe en daar staan die donkie weer en die engel weer. En die donkie draai na 'n ander kant toe en op 'n stadium druk hy Biljam se half teen 'n hoek vas, soveel so dat Biljam hom 3 keer slaan. Maar die donkie steek vas want hy sien die engel. Die gedeelte sê die engel staan met 'n ontblote swaard reg om hulle dood te maak. En die donkie wil nie daai kant toe nie. Maar Biljam verstaan nie en hy slaan die donkie. En ewe skielik gebeur die volgende. Vers 28. Toe laat die Here die donkie praat. En die donkie sê vir Biljam, wat het ek jou aangedoen dat jy my nou al 3 keer geslaan het? Biljam antwoord toe, ek is seker daar's 'n vers missing. Biljam skrik so groot en val van sy donkie af, het ek daar verwag, maar blykbaar nie. Blykbaar is dit doodnormaal dat donkies met jou praat, ek weet nie, maar omdat Biljam nie die engel raak gesien het nie, toe het die donkie begin praat. En hulle het hierdie gesprek met mekaar. En daarna laat die Here Biljam se oë oopgaan en hy kan die engel sien. En toe skrik hy en hy val neer en hy buig voor die engel. En die engel sê vir hom, ek het in jou pad kom staan want ek sien jy is op 'n gevaarlike pad. Ek sien Biljam dat jy op pad was met die verkeerde intensies. Dis nie wat die Here gesê het nie. Die Here het gesê gaan maar doen soos ek sê. En ek sien Biljam dat jy op die verkeerde pad is. Ek sien jy is op 'n gevaarlike pad. En die engel sê weer vir hom, gaan saam met hulle, maar doen soos die Here sê. En die uiteinde van daai storie is dat Biljam het gegaan en die volk van Israel 3 keer geseën, in plaas van om hulle 3 keer te vervloek, en Balak was baie kwaad. Maar hier's wat ek wonder. Sê God soms nee, en dan gaan vra ons weer, en weer, net om seker te maak? Here, ek weet, ek moet dit nie doen vir die geld nie, ek weet, ek moet dit nie doen vir die dinge van hierdie wêreld nie, maar is nie seker. Maar meer as dit wonder ek vanoggend, as jou donkie kon praat, wat sou hy sê? Waarvoor hou jy jou blind? Wat is dit waarteen die Here jou wil waarsku, maar jy kies om dit nie raak te sien nie? As jou donkie kon praat, wat sou hy sê? Want jy sien, partykeer is ons so blind, dat die Here nodig het om 'n donkie te laat praat. Apparently sal dit ons nie laat skrik nie, maar dit sal jou laat sien. Biljam kon die engel sien, toe die donkie met hom gepraat het. Partykeer is ons so blind vir die gevare van die Here, dat dit nodig is dat donkies moet praat. En wat sal jou donkie vanoggend sê? Hoekom loop ons hierdie kant toe as die Here gesê het daai kant toe? Hoekom is hy nog steeds besig met goed as die Here gesê het dis nie wat ons vandag moet doen nie? Hoekom hou jy aan met dinge wat jou huwelik gaan kos en jou verhoudings gaan kos, as dit nie is wat die Here gesê het nie? As
as jou donkie kon praat, wat sou hy graag vandag jou teen wou waarsku? Vandag graag vir jou wou sê? Want ek het dit gesê 3 weke terug met Back to Basics ook. Ons eer God wanneer ons hoor wat hy sê en dit doen. Ons eer God wanneer ons nie net hoorders van die woord is nie, maar daders. Jakobus skryf baie daaroor, maar dis 'n vorm van eer aan God. Gehoorsaamheid is 'n produk van ons verhouding met die Here. Dis nie 'n vereiste nie. Dit sê nie, jy moet die Here gehoorsaam en dan is jy 'n kind van hom nie. Dit sê, wanneer jy 'n kind van God is, dan sal jy wil doen wat die Here sê. Dan sal jy wil gehoorsaam wees aan dit wat hy graag met jou deel. En Johannes 14 sê dit vir my so mooi, verduidelik hierdie deel vir my so mooi. Ek wil graag verskoon in Engels, maar uit die Passion Translation dit vir ons lees vanoggend. Jesus replied, "Loving me empowers you to obey my word. And my Father will love you so deeply that we will come to you and make you our dwelling place." Loving me empowers you to obey my word. Wanneer jy my liefhet, gaan jy wil doen wat die woord van God sê. Wanneer jy my liefhet, gee ek jou die krag om te doen wat die woord sê. Want baie keer voel dit vir ons oorweldigend en Here, dis te moeilik en hierdie opdrag wat U my gegee het, kan ek nie uitvoer nie. But loving Jesus empower us to do that. Gee ons die krag om dit uit te voer. En as ons na Biliam kyk, dan is my gebed regtig vanoggend dat die Here ons ore sal begin oopmaak. Ons oë sal begin oopmaak vir dit wat hy ons wil wys. En op hierdie Palmsondag is my grootste gebed dat ons die week wat kom regtig sal ervaar. Ek bid dat die Here elke een van ons se oë sal oopmaak vir dit wat hy regtig aan die kruis kom doen het. Ek weet nie of ons dit besef nie. Ek weet nie of die volheid van die kruis altyd vir ons sigbaar is nie. Ek bid dat jy nie net deur Paasfees sal cruise hierdie jaar nie. Nie net paaseiers sal eet en hot cross buns, maar dat jy sal besef dat die Here jou oë sal oopmaak, soos Biliam se oë moes oop word om te kan sien wat voor hom staan. Al vat dit 'n donkie om hierdie Paasfees jou te oortuig wat die Here vir jou kom doen het aan die kruis. Dit is my gebed, dat die Here ons oë sal oopmaak en dat ons intens sal ervaar wat in hierdie lydingsweek gebeur het. En dit bring my by die tweede donkie. Dis Palmsondag. Jesus het op 'n donkie ingery in Jerusalem in. Dit was die begin van 'n week wat alles vir ons kom verander het. Ons hele lewe kom verander het. Hierdie Sondag was die begin daarvan. Begin van Palmsondag, die intog in Jerusalem in, en wat op daai dag gebeur het, Jesus het geweet, in hierdie week moet 'n klomp profeseë tot vervulling kom. In hierdie week moet 'n klomp goed gebeur, wat al lank al oor geprofeteer is. En dit begin sommer hier op Palmsondag. Want Jesus stuur 2 disippels in voor hom uit en sê, gaan in, as julle in die stad inkom, gaan julle 'n donkie daar sien staan. 'n Vul waarop daar nog nooit gery is nie, want daar's 'n profesie uit Sagaria 9 wat tot vervulling moet kom. En daai profesie sê, jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom, hy's regverdig en hy is 'n oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvul van 'n donkie. En ek dink die mense wat daai profesie moes gehoor het gedink, dis vreemd. Oorwinnaar en donkie in dieselfde sin maak nie sin nie. Koning van alle konings op 'n nederige donkie maak nie sin nie. Hoekom Sagaria profeteer jy nie eerder dat hy gaan kom met strydwaans en mooi perde nie? Dis hoe 'n koning moet arriveer.
Maar ek wil vanoggend glo dat die Here se beloftes partykeer nie vir ons sin maak nie. Dit wat die Here jou beloof en ek wil aansluit by wat Bjorn verlede week gesê het. Daar's beloftes oor jou gespreek wat jy partykeer nie glo nie, omdat dit nie vir jou sin maak nie. Maar as dit uit die woord van God is, dan sal dit tot vervulling kom. Nie iets wat iemand jou kom vertel het, wat hulle dink die Here dalk vir hulle gesê het om vir jou oor te vertel nie. Beloftes uit die woord van God, profeseë wat oor jou gespreek is, gebaseer op die woord van God, sal tot vervulling kom in jou lewe. Al klink dit hoe vreemd. Want hier kom Jesus en hy kom vervul hierdie vreemde profesie. En hy sê vir sy disippels, as julle daar kom, gaan daar 10 mense wees wat vra, hoekom vat julle die donkie? En julle moet antwoord, die Here het hom nodig. Dankie Here, as u donkies kan gebruik, dan staan ek 'n kans. Here, as u tot 'n donkie kan gebruik, dan is ek nie meer te min nie. Gebruik my Here net soos ek is. Maar mag ek ook sê, ek gaan want die Here wil my gebruik. En hier gebeur hierdie beautiful prentjie wat ons al soveel keer van gelees het in Lukas 19. Toe bring hulle die donkie na Jesus toe. Daarna gooi hulle van hulle klere op sy rug en help Jesus opklim. Terwyl hy aanry, het hulle van hulle klere op die pad oopgegooi. Toe hy naby die stad kom teen die afdraand van die Olyfberg, het die hele skare juigende volgelinge God uit volle bors begin prys oor al die wonderwerke wat hulle gesien het. Hulle het gesing, loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom, vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemel. Wat 'n wonderlike gesig moes dit nie gewees het nie. Maar ek wil hê ons moet vanoggend bietjie na hierdie sien kyk uit die oë van die donkie. As hierdie donkie kon praat later daardie week, wat dink jy sou hy vertel het? Ek dink hy sou sê, ek het ingery met die koning van konings op my rug. Die mense het geloof en geprys en al die eer wat hom toekom aan hom toegesing. En dit was wonderlik. Die Here het my gekies, ek was 'n nederige donkie, maar die Here het my gekies om hom in hierdie stad in te vat. Maar mense, ek verstaan nie. Want net 3 hoofstukke later is dit julle wat skree, kruisig hom, kruisig hom. Dieselfde mense wat nou palmtakke gegooi het en gejuig het, skree dat hy gekruisig moet word. Ek verstaan nie. Ek dink die donkie sou wou weet, hoe juig ons nou en net nou gaan ons hom kruisig. Op Sondag het ons sy lof besing, maar op Vrydag het ons hom gekruisig. Hoe dan nou mense? En ek wonder as die donkie hier was vanoggend. Of hy by my en jou sou wou weet. Sing ons op 'n Sondag en loof hom en prys hom, maar deur die week maak ons of ons hom nie ken nie. Hoe dan nou, mense? Dis wat ek wonder as donkies kon praat. Of dit is wat hierdie donkie sou wou kom sê. Want net 'n paar dae voor Jesus se kruisiging is hy geloof en geprys. Maar hy het geweet daar is profeseë wat tot vervulling moes kom. En hy het geweet daar is sekere dinge wat in hierdie lydingsweek moet gebeur. En dit was in daai tyd 'n fees, die Pasgafees, die Passover, wat hy dan ook saam met sy disippels op die donderdag gevier het. Maar dit was tradisie dat 'n perfekte lam geslag moet word in daai tyd. Maar Jesus kom en hy sê, ek is die perfekte Paaslam. En ek sien hierdie Paassondag, hierdie Palmsondag as half sy oorgee, sy intog om homself te gaan offer. Asof die lammetjie homself loop na die slagpale toe.
en sê, hier is ek, die perfekte paaslam. Slag vir my dat my bloed kan vloei, sodat jy nie weer hoef te offer nie. Ek sal al jou laste vat. Al daai dinge wat jou laat bekommer, al daai dinge wat jou laat wakker lê in die nag, gee dit vir my, die perfekte paaslam. Maar nog ietsie val my op. Net die volgende skrif sê, 'n paar fariseërs uit die skare sê toe vir Jesus, meneer, maak stil u volgelinge. Jesus, jou mense raas. Jesus, hulle is heeltemal te opgewonde vir dit wat nog hierdie week moet gebeur. En dis hoe dit gaan met ons. Jy dink jy wil getuig oor die Here se goedheid, jy dink jy wil die palmtakke gooi, jy dink jy wil skree Hosanna, maar daar sal altyd iemand wees wat jou wil stilmaak. Die duiwel hou nie van 'n goeie getuienis nie. Die duiwel hou nie daarvan dat die Here se naam groot gemaak word nie. Die duiwel sidder as daai skare begin skree. Maar die Here antwoord, Jesus sê, ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe uitroep. Ek sê vir julle, as julle nie my naam gaan groot maak nie, gaan die klippe uitroep. En kan jy gou-gou vir 'n oomblik dink hoe dit gaan klink? Toe ons in Boksburg gebly het, was daar net mynhope, geen berge. Ons was redelik veilig vir hierdie tipe scenario. Maar Oudtshoorn is so bietjie omsingel. Kan jy imagine as jy in die nag moet wakker word, omdat die klippe die grootheid van die Here uitroep, omdat ek en jy dit nie gedoen het nie? Kan jy imagine as hierdie berge begin skree oor hoe groot ons God is, omdat ek en jy dit nie gedoen het nie? Here, mag die klippe nie in my teenwoordigheid uitroep nie. Here, mag my oë so oop wees, dat die donkies nie in my teenwoordigheid begin praat nie. Omdat ek sien wat U vir ons wil hê, omdat ek sien wat U vir ons wil doen. Want net die volgende vers, en dis nie daarop nie, sê, Jesus het in die stad ingeloop, en hy het begin huil. En hy het gesê, as julle maar net kon sien wat nodig is vir julle om vrede te hê, maar julle was blind. Biliam, as jy maar net kon sien, ek wil jou stuur om hierdie mense te gaan seën en nie vervloek nie, maar jy was blind en ek moes jou donkie laat praat het. Klein Karoo gemeente, as jy maar net wil sien wat die Here op Goeie Vrydag vir jou gedoen het, moenie blind hierdie Paasfees ingaan nie. Moenie blind hierdie week ingaan en aan die einde maar net sê, dit was 'n lekker lang naweek nie. Ek bid dat die Here weer ons oë sal oopmaak. Ons ore sal oopmaak om 39 houe te hoor en te besef wat dit beteken. Ek bid dat die Here ons oë sal oopmaak vir die mense wat rondom ons sit wat hom bitter nodig het. Here, stuur my, maar wys my, Here. Wys my wat ek moet sien. Wys my wie U nodig het, sodat ek nie blindelings deur hierdie lewe wandel nie. Ek bid dat Paasfees van 2025 jou lewe sal kom verander. En dit kan net gebeur as ons oop is en ontvanklik is en bereid is om te sien en bereid is om te hoor. Kom Here, kom maak ons oë oop. Ek wil vir Bianca vra om vorentoe te kom. Ek het die behoefte om jou te nooi vanoggend. Nie ek wat Corine is nie, maar om jou te nooi as jy voel jou geestelike oë en jou geestelike ore is toe, wil ek jou nooi. Ek wil graag jou oë salf en jou ore salf as 'n teken, as 'n simbool, as 'n manifestasie. Here, maak oop my ore vir hierdie week.
Wees met my dat ek kan hoor en kan sien en kan beleef dit wat U vir my beplan. Ons sal daarna afsluit, maar ek wil jou nou nooi. As daar van die bestuurspan is wat wil saamkom en mense kom salf, oë en ore. Here, maak dit oop dat ons kan sien. Jy's welkom. Jubel en juig, al maak iemand ons stil. Sou ons wou jubel en juig, sodat die klippe nie uitskree nie. Maar Here, dan is dit my gebed dat as U by Klein Karoo gemeente inry, dat U nie sal sê hulle was blind en hulle het dit gemis, dit waaroor dit gaan, Here. Maar dat ons met geopende oë hierdie Paasfees sal ingaan. Oë gefestig op U. Oë gefestig op dit wat U kom doen het. Oë gefestig op die oorwinning van Sondag. En Here, dat dit nie nodig sal wees vir klippe om te praat en donkies om te vertel nie. Maar dat ons U boodskap hierdie Paasfees sal uitdra. Dankie Heer dat U vir ons goed is. Dankie vir oneindige genade. Ons kan nie hierdie deur onsself doen nie. Ons kan nie hierdie uit ons eie krag en insig en wysheid doen nie, Here. Ons het U so nodig. Maar U genade is vir ons genoeg. Mag ons vanoggend daaroor rejoice. Mag ons uitstap met 'n gejubel en 'n gejuig. Mag ons oudshoring hierdie week aan die brand praat, daar waar ons gaan, by ons skool, by ons werk, by ons werksplek, oor die goedheid van die Here getuig. Soos daardie mense op Palm Sondag oor sy wonderwerke gejubel het. Mag ons nooit ophou jubel nie, Here. Dankie vir U genade oor ons gemeente. Amen.